Mag die Here sy kosbare doel in ons hart en ons lewens bereik, vriende. Ons is in hierdie dae besig met Pinksterdienste. Verlede Sondag en die Sondag voor dit het ons ook met u begin praat oor die feit dat die Gees van die Here vir ons gegee is. Die Here Jesus met sy hemelvaart, en voor sy hemelvaart het hy gesê, dit is voordelig vir julle as ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, kan die trooster nie na julle gestuur word nie. En toe het ons 'n bietjie gekyk na die feit dat die trooster vir ons gegee is, en vriende, hy is beloof, die Gees van die Here wat in ons sou kom woon, Gees van die Here wat ons sou kom lei, versterk, bemoedig, troos, en wat vir ons sal wys op die toekomstige dinge, en wat ons alles sal leer van die Here Jesus. Hy laat die lig skyn op deur Jesus. En dan het ons ook gekyk na die feit dat die Gees van die Here wat vir ons gegee is nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van liefde en krag en selfbeheersing. En dan, vriende, weet ons nou vanmôre vier ons eintlik nou die feit dat die Gees van die Here is uitgestort. Daar is op hom gewag, sy belofte het waar geword, wat die Here gegee het. Gees van die Here is uitgestort en 'n magtige en 'n kragtige beweging het begin. Gemeentes is gestig, siele is gered. En vriende, die onstuitbare werk van die Gees van die Here gaan voort tot vandag toe nog, tot daardie dag dat die Here sy kinders gaan kom haal. En daarom is ons dankbaar dat ons nog deel kan wees van die Heilige Gees dispensasie, die Gees van die Here wat nog wil red, wat ons wil heilig, wat ons wil gebruik, en wat vir ons as eenvoudige mense in sy diens wil stel, waar ons ook al is, en hoe ons geaardheid en persoonlikheid ook al is. Die Here het vir elkeen van ons 'n werk en 'n taak en 'n verantwoordelikheid. En mag die Here vir ons die genade gee om hierdie Pinksterdag dit nie maar net as vanselfsprekend te aanvaar, dat dit is net nog 'n Sondag nie, maar 'n baie besondere dag waar ons herdenk dit wat op Pinksterdag gebeur het. En ek wil ook regtig net vir u uitnooi, ek wil dit beam wat broer Joppie gevra het en gesê het, die Pinksterdiens is nou vanmiddag daar in Brakpan, en u is welkom om soontoe te kom, en saam met die ander ringsgemeentes daar te vergader. Nou ek het hier agter, terwyl ons gesit en terwyl ek gesit en saam met u gesing het ek gedink aan die vroeëre jare. Nou ja, ek is altyd versigtig om te praat van die vroeëre jare, want dan dink mense altyd, nee, dis net toe dit goed gegaan het. Maar ek onthou dat ons het in 'n stadium ook, het ons altyd ringsafsluitings gehad, Pinksterafsluiting, en in 'n stadium was Springstadsal volgepak gewees, en 'n paar jaar wat dit so aangegaan het, en ek onthou toe ek in Heidelberg gemeente was, het ons Heidelberg se stadsaal volgepak, vol. Mense daai jare gekom, dit was nou, hulle was nie so vasgevang deur die sport God nie, want sport het mos nou 'n afgod geword, is nou net op Sondag, so almal is vasgekluister op die sportdag, en Sunday is fun day vir baie mense. Maar daai jaar het mense nog regtig moeite gedoen en saamgekom en saam gesoek, die Here gesoek, en die Here het groot en wonderlike dinge gedoen. Ons bid so dat daardie gees, daardie atmosfeer weer in gemeentes sal gebeur, dat dit regtig in die ringe en in die kerk regtig 'n beweging sal kom van jy weet, 'n herlewingsatmosfeer, 'n herlewingsgees. Vriende, ons leef in die laaste dae, daar's nie meer baie tyd om maar net te leef nie. Ons moet leef vir die Here en gereed maak. Nou vanmôre sal ons ook aangaan met die Pinksterdienste, en dan volgende Sondag, soos die Here wil, sal ons ook dan met u praat oor dit. Mag die Here vir ons seën met die woord. So kom, ons gaan net vir 'n oomblik ons harte voor die Here eers stil maak, om ook hierdie diens aan die Here toe te wy in gebed. Dierbare Here, ons wil vanmôre vir u aanbid en dankie sê, Here, dat u tot die mens toegetree het. Dit is u wat die tree na die mens toegegee het. U het Jesus gestuur, Vader, om te kom soek en te kom red die wat verlore is.
En terwyl hy nou besig is om vir ons plek voor te berei en aan die regterhand van God regeer, is die Gees van die Here uitgestort om in ons harte te woon en uit te roep, Abba Vader, om ons diensbaar en bruikbaar te maak en ons lewens te laat lewe tot eer van die Here, dat ons deur die Gees van die Here sal wandel. Want daar is talle mense wat nog ongered is, Here, wat naby aan ons dalk lewe, maar wat U nie ken nie, wat bereik moet word. En ons wil kom bid, Here, dat die Gees van die Here ook in hierdie dae werksaam sal wees in elke hart en in elke lewe. Dan is die gebed van my hart, dat die woorde van my mond, die oordenking van my hart, o Here, voor U welbehaaglik sal wees, Here, my rots, my verlosser, my saligmaker. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God, onse Vader, word U geskenk in die Here Jesus Christus, ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing ons eerste lied saam, hartlik staande saam, Gesang 214, eerste en die tweede vers, hartlik staande saam, asseblief. O Gees van Vader en van Seun, ons bange hart tot troos en steun, getroue gids in al ons gange, U wat ons in die waarheid lei, U wat ons hoogste heil berei, U loof ons met ons feesgesange, U wil die goeie in ons werk bewaar, vermeerder en versterk. Die volheid van die Heilige Gees is uitgestort met Pinksterfees. Die kerk se wording bly 'n wonder. Die Gees het self die huis gevul en tonge soos van vuurhul verdeel oor elkeen in besonder, in talle soos deur God gegee, deel van sy grote dade meer. Nou vriende, ek wil graag ook by die geleentheid net weer vir u die wet van die Here voorhou, soos ons dit nou vind in Eksodus hoofstuk 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Vriende, dit is so ontsettend belangrik dat ons sal weet, dat elke mens sal weet, daar is net een God, Vader, Seun en Heilige Gees, die driemaal heilige, die drie enige God wat alleen aanbid en gedien moet word. En daar sal 'n dag aanbreek waar elke mens voor hom sal moet buig en erken dat hy die Here is. Niks mag in sy plek wees
wat ons aanbidding of ons aandag so vat, of ons tyd so vat, dat hy vergeet en uitgeskuif word nie. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Dit is nog absoluut geldig vandag. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in die poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuies teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. So die Here het hierdie wet gegee vir sy volk om in die beloofde land te gaan lewe, tussen al die heidene wat om hulle versamel was, tussen al daardie afgodsdienaars en mense wat sonder God geleef het, moes hierdie mense wys, hulle ken God en hulle leef volgens sy standaard en daar is orde tussen hulle en hulle leef volgens wat die Here vir ons gee. Nou is ons in die Nuwe Testament en die Here Jesus het gesê dat hierdie wet, alles hang af aan die feit dat ons God sal lief hê, mekaar sal lief hê, en natuurlik gaan die woord van die Here verder om God te behaag deur gehoorsaam te wees en te doen wat die Here van ons vra. Mag die Here ons die genade gee, liewe broer en suster, om te lewe tot die eer van die Here. En dis alleen moontlik wanneer ons deur die Gees van God sal leef en sal wandel. En volgende Sondag, dan sal ek soos die Here wil met u meer praat oor hoe om deur die Gees van God te leef en deur die Gees van God te wandel. Kom ons doen belydenis van ons algemene en ook ons ongetwyfelde Christelike geloof en dan spreek elkeen of in sy of haar hart as volg saam. Kom ons staan, dan doen ons belydenis daarvan. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe, begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het aan die hemel, en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en in 'n ewige lewe. Onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, Heer, leer my, U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing
Nou vriende, ek gaan vra dat u die Bybels gaan oopmaak vanmôre by Efesiërs hoofstuk 4. Efesiërs hoofstuk 4. Ek gaan nie die Pinkster gebeurtenis in Handelinge 2 lees nie. Ek glo u is bekend daarmee. Ek glo u lees dit ook by die huis. U weet wat daar gebeur het. Die Gees van die Here wat gegee is. Gees van die Here wat uitgestort is. Wat het vooraf gebeur? Vooraf het die disippels en 150 van hulle die boefretrek bymekaar gekom, eendragtig gebid en gewag op die belofte, want Jesus het gesê, julle moet gaan wag op die belofte van die Vader, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Nou daar in daardie boefretrek, die Bybel leer vir ons in Handelinge hoofstuk 10, dat hulle is gereinig, dat die Gees van die Here het met hulle gewerk. En ek sal so 'n bietjie volgende Sondag ook met u daaroor praat. Maar wat daar gebeur het is, vriende, hierdie mense terwyl hulle gebid het hulle reggemaak. En 'n mens kan maar net dink, die Bybel sê dit nou nie vir ons so nie, maar 'n mens kan dink wat daar gebeur het. Miskien het Petrus daar sê vergewe my dat ek so voorbarig was en dat ek gesê het dat ek sal, as julle die Here Jesus sou verloon in die tyd wat hy gekruisig sou word, ek sal dit nooit doen nie. Onthou jy, hy het dit mos gesê, ek sal dit nooit doen nie. Al sou die ander dit doen, ek sal dit nooit doen nie. En toe was dit hy wat voor die diensmeisies die Here Jesus ontken het en gesê het, ek ken hom nie, ek weet nie van wie julle praat nie. En hy moes die haan hoor kraai 3 keer. Miskien het hy daar in die boefretrek gesê, vergewe my broeders en die susters wat daar saam met hom was, want daar was 'n klompie saam daar, sê dat ek so voorbarig was. Miskien het Thomas bely en gesê, ag, dat ek so ongelowig was. Daardie eerste Sondag op die opstandingsdag, toe die Here Jesus aan almal verskyn het, was Thomas nie, hy was afwesig gewees. En toe hulle vir hom vertel, hulle die Here gesien, toe sê hy, maar ek sal nie glo alvorens ek nie sy wonde gesien het nie. En die volgende Sondag toe die Here Jesus aan hulle verskyn, toe sê die Here Jesus vir hom, kom steek jou vinger in my wonde. En hy buig voor die Here en hy sê, my Here en my God. Miskien het hy daar in daai boefretrek toe hulle bid en hulle wag op die uitstorting van die Heilige Gees, op die belofte, gesê, vergewe my dat ek so ongelowig was. Miskien het hulle almal teenoor mekaar erken en bely gesê, toe die Here Jesus gekruisig was ons net weg. Ons was net weg. Dit was net Johannes en 'n paar van die vroue en sy moeder en van die vroue wat daar was, en Johannes, die ander hulle was nie daar nie. Of het ver weggestaan van hulle. Hulle het reggemaak. Hulle het reggemaak voordat die Gees van die Here hulle kon vul en die belofte waar kon maak. En nou gaan ons ook iets lees oor om reg te maak. Om reg te maak sodat die Gees van die Here 'n mens kan vul en jou kan gebruik. Kom ons lees uit Efesiërs 4 van vers 17. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerlei onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet bekleë wat aan God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid.
elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei, deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Ons gaan net tot daar lees. Mag die Here sy woord ons harte kom seën, dit kom heilig. Kom ons verenig in die gebed, die broeders wat kan staan, kom ons staan en dan gaan ons saam bid. Hemelse Vader, ons wil U vanmôre aanbid, want Here, U is die skepper God, U het deur U Seun geskep. En Vader, Seun en Heilige Gees, driemaal heilige, drie enige God, ons wil U aanbid. Die Seun is gegee en hy kom sterf aan die kruis, hy het opgestaan en hy leef en hy gaan weer kom. Die Gees van die Here as trooster is vir ons gegee, om in ons te kom woon, by ons te kom bly, om ons innerlik te versterk en te bemoedig, om ons op die pad van heiligmaking te leer, die weë en die wil van die Here, om vir ons voor te berei, Here, om nie net hier diensbaar te wees en hier 'n lewe te leef van heiligheid nie en reinheid nie, maar om ons ook voor te berei vir daardie dag wanneer Jesus op die wolke gaan verskyn. Here, ons is van U baie diep afhanklik. Ons sê vir U dankie dat die Gees van die Here wat vir ons gegee is, dat ons nie as wese agtergelaat is nie, maar dat ons een het wat in ons woon, wat uitroep, Abba Vader, wat smag en soek na gemeenskap met die heilige God. Dankie vir die Gees van die Here wat mense van sonde oortuig, wat mense na die Here toe trek, en Here wat vir ons wederbaar en wat vir ons heilig laat lewe tot die eer van die Here. Dankie dat U Gees van die Here uitgestort is, dat siele gered kon word, dat ons gered kon word, dat gemeentes gestig kon word, en dat die onstuitbare werk van die Here steeds vandag voortgaan, ook in hierdie gemeente. En ons wil kom bid, Here, terwyl ons weet, Jesus is die hoof van elke gemeente, ook van hierdie gemeente, dat die Gees van die Here hierdie gemeente sal opbou en versterk, en laat groei en toeneem in die genade en kennis van die Here, dat U kosbare mense na hierdie gemeente toe sal bring, sodat hulle die evangelie kan hoor, en dat hulle kan hoor wat die wil en die weë van die Here is. Seën die gemeente, die kerkraad, die dames, die kinders, die sonnaskool, die jeug, elke faset van die gemeente, Here, behoort aan U. En dankie dat U dit opgeteken het in die woord, Here, deur die inspirasie van die Gees, dat die poorte van die doderyk sal U kerk, U gemeente nie oorweldig nie. Ons dankie daarvoor. Here, gaan voort met die heerlike werk, ook in ons midde vanmôre. Gebruik U woord om ons ook te oortuig en nader te trek na U toe, om sodoende te leef tot die eer van U heilige naam. Vader, ons bid hierdie dinge om Jesus ontwil. Amen. Nou, liewe vriende, broer en suster, vanmôre wil ek met u praat oor die onderwerp wanneer die Gees van God teleurgestel word. Wanneer die Gees van God teleurgestel word. In hoofstuk 4 vers 30 lees ons hierdie woorde: en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.
En daarom dan die tema, wanneer die Gees van God teleurgestel word, dan moet daar reggemaak word. Terwyl ons hier in hierdie baie besondere hoofstuk en ook baie ander dele in die Bybel leer, dat God wil vir ons gebruik. Die Here wil ons leer wat heiligmaking is, dat ons heilig moet leef, soos 1 Petrus 1 vers 15 en 16 ook vir ons sê, dat ons in ons hele lewenswandel heilig sal word, en dat ons deur ons lewenswandel so sal lewe, dat mense kan sien, dat ons aanbid 'n heilige God. Behoort u en ek altyd ons hart voor die Here te buig, sodat ons onsself kan ondersoek in die lig van die woord en die Gees van die Here wat in ons harte woon en wat die woord van die Here gebruik om te kyk in ons harte en ons lewens. Is dit nie dalk dat die Gees van die Here deur my lewe, in my lewe, deur my lewenswandel, deur my woorde, deur my dade bedroef is nie? Nou vriende, ons weet almal dat 'n mens teleurgestel kan word. Ons is mense met behoeftes, ons is mense met begeertes, met verwagtinge, met ideale, met toekomsdrome en so aan. En soms stel mense ons teleur, ander mense wat hulle sê wat hulle doen. Soms stel ons onsself teleur omdat ons nie doen wat ons weet ons moet doen nie. Soms is die lewe net so, die lewe, die omstandighede, die gebeurtenisse wat daar is, goed wat plaasvind, wat op die ou einde vir jou teleurstel, want die lewe het eise en die lewe het soms onverwagte draaie wat dit met 'n mens loop, wat jy nie verwag nie, en dan is daar teleurstelling in 'n mens se hart. En ek lees byvoorbeeld van Job, weet jy dat hy skryf, nou weet ons wat het met Job gebeur, maar ons lees in Job 7 vers 3, hy sê, so het ek erfgenaam geword van maande van teleurstelling, hy sê, ek het die erfgenaam geword van dit, en hy sê, en is nagte van moeite vir my bestem. So jy kan sien dat hierdie man Job, wat al hierdie swaarigheid beleef het, sy siekte, en sy kinders, en sy lande, sy beeste, en alles wat weggeneem is, sê hy, daar was maande van teleurstelling in my lewe. Ja, die Here het sy lot later verander, ons weet dit. Maar daar was 'n dag gewees, of 'n tydperk, wat hy gesê het, daar's teleurstelling in my binneste. Spreuke 13 vers 12 sê, 'n uitgestelde hoop, 'n verwagting wat ek het, maak die hart siek. Ek het nou gehoop op hierdie ding, ek het nou dit verwag, nou gebeur dit nie, dit gebeur nie. Hoeveel keer beleef ons sulke goed, ons hoop dit gaan gebeur, ek verwag, en ek glo dat hierdie salarisverhoging sal kom, of hierdie verbeterde posisie sal kom, of hierdie skuif in my lewe gaan kom, dit gebeur en dit gebeur nie. Hy sê dit maak 'n mens se hart siek, dit maak jou hart swaar, dit bring teleurstelling. So ons as mense beleef teleurstelling. Hoekom? Want ons is persone, ons is mense, ons het 'n eie unieke persoonlikheid, mense beleef teleurstelling, dinge wat gebeur verskillend van mekaar, maar die feit is dat ons kan ook teleurgestel word. Nou is die vraag, kan die Gees van die Here teleurgestel word? En die antwoord is ja, want ons lees hierso dat die Gees van die Here kan teleurgestel word deur die woorde wat sê, bedroef nie die Gees van die Here nie, moet hom nie hartseer maak nie, moenie maak dat hy jammer is, soos wat ons lees in Genesis 6, dat daar 'n dag was, waar dit die Here berou het, dat hy die mens gemaak het, dat daar droefheid in die hart van God kom, en soos in hierdie geval, van die Gees van die Here kom, oor dit wat hy vir die mens vooropgestel het as hoe om te lewe, wat om te doen, hoe om God eerend te lewe, en dit nie gebeur nie. So die Gees van die Here kan ook teleurgestel word.
Want hy, al is hy gees, al het hy nie 'n liggaam, vlees nie, vriende, kan ook teleurgestel word omdat hy 'n persoon is. Hy is deel van die goddelike drie-eenheid. Hy is deel van die goddelike drie persone. Die goddelike drie-eenheid bestaan uit Vader, Seun en Heilige Gees. Elke unieke goddelike persoon in eie reg en eie verantwoordelikheid en eie doel, drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dis nie die feit dat ek en jy 'n liggaam het wat van ons 'n persoon maak nie. Ons is nie persoon omdat ons vlees en bene en bloed in ons het nie. Maar dit is omdat ons persoonlike eienskappe het. Ons kan dink, ons kan redeneer, ons kan sekere emosies ervaar, ons kan praat, ons kan lag, ons kan huil, ons kan dinge doen, ons kan lief hê. Dit is dit wat ons onderskei van 'n dier. Maar ons het gees, siel en liggaam en dit maak van ons 'n persoonlike wese. Want ons bestaan uit siel, gees en liggaam. Die gees van die Here is ook 'n unieke goddelike persoon. En as persoon kan hy ook teleurgestel word. En vanmôre, vriende, wil ek met u, as ons nou praat oor Pinkstertyd en oor die gees van die Here, bietjie verder gaan oor hierdie persoonlike teleurstelling wat die gees van die Here kan beleef. Die vraag gaan wees vanmôre, wat sal die gees van die Here teleurstel? Wanneer word die gees van die Here teleurgestel? En hoe sal ek weet dat die gees van die Here is in my lewe teleurgestel? Wel, die eerste wat ek wil noem, en ek gaan 3 dinge vanmôre aan u noem. Die eerste is, vriende, die gees van die Here word teleurgestel wanneer hy deur God se kinders bedroef word. Dit is wat ons hier gelees het in Efesiërs 4 vers 30, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Die wonderlikheid van die Gees van die Here is dat hy ons verseël, dat hy ons wedergeboorte bewaar. Die Bybel sê, ons wedergeboorte word in die krag van God in die hemele bewaar, en ons het daardeur 'n heerlike erfenis, 'n onbesmette erfenis. Dit beteken, vriende, ons, as jy waarlik gered is, praat van ware wedergebore mense. As jy waarlik weergebore is, kan jy nie jou saligheid verloor nie. Daar's ongelukkig baie mense wat dink hulle is waarlik weergebore. Daar's baie mense wat hulle van iets bekeer het en van sekere dinge bekeer het, maar nooit gekom het by die punt van dat God hulle hart en hulle lewe en hulle wil verander het. Hulle 'n nuwe hart, 'n nuwe lewe gegee het en vrede in hulle binneste gegee het, dat hulle die sekerheid van saligheid gekry het en dat hulle weet hulle is weergebore nie. Daar's baie mense wat met vals bekerings lewe en deurgaan as kinders van die Here. Ons praat nie nou van hulle nie. Ons praat van wanneer God se kinders waarlik die Gees van die Here bedroef, dan dank ons Here aan die ander kant ook dat ons weet ons saligheid is steeds veilig. Die Bybel sê dit, hy sê in vers 30, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Efesiërs 1 vers 13 sê dit ook. En daar's ander teksverse wat dit ook sê, maar in vers 13 sê hy, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Gees van die Here is God se belofte aan ons, en wanneer ek en jy gered word, kom woon hy in ons. As ons gered is, het hy in ons kom woon en hy het ons kom verseël. Efesiërs 1 vers 13 sê dat hy is die onderpand van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. So vriende,
Ons het die waarborg, as jy gered is, die waarborg, dat jy jou saligheid nie kan verloor nie. Maar, en dis die erns van die saak, 'n kind van die Here, ek en jy, kan die gees van die Here wel bedroef. En as ek die gees van die Here bedroef het, dan beteken dit die ondersteuning van die gees word teruggetrek. Sy ondersteuning word teruggetrek, sy krag in my lewe word teruggetrek. My diensbaarheid gaan weg. My getuienis word verwar met allerlei gedagtes en selfs dinge wat verkeerd loop in my lewe. Ek verloor sy vrede. Want onthou, dis wat die gees van die Here doen. Hy bring vrede, hy bring liefde, blydskap, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, tot by selfbeheersing. Hy bring dit in 'n mens se lewe in. Maar wanneer die gees van die Here bedroef is, trek hy sy ondersteuning terug. Vriende, elke sonde, hoe klein ook al in ons oog, sal die Heilige Gees bedroef. Elke sonde. By die Here bestaan daar nie klein of groot sondes nie. By ons bestaan dit. Mense dink aan, hierdie ding is 'n vreeslike ding, en hierdie ander ding, hierdie ou wit leentjie, dis nou nie so erg nie. En mense vertel 'n wit leen hier en 'n wit leen daar, ek verkoop 'n kar, en ek sê vir hierdie persoon, hoorie so, hierdie kar het hierdie wonderlike eienskappe, maar ek vergeet om te sê, hoorie so, daar is 'n gat in sy uitlaatstelsel. Ek het nie die waarheid vertel nie. Verstaan nie. Ons moet prakties dink, want God se gees is prakties in ons lewe. Ons praat van praktiese heiligmaking in ons lewe. Dus die Here wil sien, dat die gees van die Here en die woord van God werk in ons lewens op alle vlakke uit. Vriende, elke sonde, hoe klein, hoe groot ook al in ons oog, sal die Heilige Gees bedroef. Waarom? Want die Heilige Gees is die Heilige Gees. Die Heilige Gees is absoluut heilig. Die Heilige Gees is die Heilige Gees van die Heilige God. En vriende, wanneer ons net dink aan die heiligheid van God, en ons praat altyd van die heiligheid van God as die onaantastbare mag en krag en die majesteit van God, sowel as die radikale afkeer wat God het aan enige vorm van sonde. Vriende, mense dink partymal dat God sal sonde oorsien. Vriende, die Here in sy heiligheid het 'n radikale afkeer aan sonde. Hy het so 'n afkeer dat hy sê, die siel wat sondig moet sterwe. Hy het so 'n afkeer dat hy sy seun laat sterf het om die straf vir sonde te dra. God staan nie sonde nie. Die Bybel sê God is te heilig om sonde te aanskou. Daar's geen sonde in God nie. Daar's geen sonde in Christus nie. Die Heilige Gees is absoluut heilig. En ons moet dit weet, vriende, dat sonde wat ek en jy sou toelaat in ons lewe, die Gees van die Here sal bedroef. En as hy bedroef word, dan trek hy sy ondersteuning en sy vrede terug. Wanneer ek en jy nou sou werk deur hierdie boek, deur Efesiërs hoofstuk 4, byvoorbeeld waar hierdie woorde nou gebruik word, en onthou, ons moet altyd kyk na teks in sy konteks en in sy verband. Wat sê die gedeeltes voor dit en na dit? Voor en na hierdie teks. En dan sien jy dit wat die Bybel hier bedoel. En hy begin dit by Efesiërs 4 vers 7, hy sê, en dit sê en betuig ek,
dan in die Here dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie, vers 19, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. Hy sê, maar julle het Christus nie so leer ken nie. Met ander woorde, hy sê, wanneer jy 'n kind van die Here is daar 'n lewenswandel wat anders sal wees. Ons kan nie meer wandel soos die mense wat Christus nie ken nie. In die doen en late van hulle so wees, dat dit lyk asof ons maar deel van hulle is nie. Met ander woorde, daar moet 'n duidelike verskil wees tussen ons en mense wat Christus nie ken nie. Dit is wat die Bybel hier sê, vriende. Met ander woorde, dit is waarom God ook verder aangaan deur die inspirasie van die Gees. Hy sê dat die ou mens moet afgelê word, dit wat vroeër in ons lewe teenwoordig was. Wat ons gewoontes was, wat ons doen en late was. Sê moet afgelê word. Hy sê ons het Christus leer ken en Christus leer ons om ons te bekleed met die nuwe mens in ware reinheid en ware heiligheid. Ander woorde, as jy 'n kind van die Here is, dan is jy 'n nuwe skepsel met 'n nuwe lewe, 'n ander lewe, 'n ander doel, 'n ander gedagtegang, 'n ander motivering en jy leef tot eer van die Allerhoogste God. En liewe vriende, dit klink altyd as ons dit sê, asof dit 'n verskriklike hoë standaard is, waarby ek nie kan bykom nie. Dit is 'n hoë standaard. Maar die Gees van die Here bekragtig my, leer my deur die woord, deur die oortuiging van my gemoed, en sy woord wat in my hart werk, om daarby uit te kom, en daarvolgens te lewe. Vers 25 sê, hy gaan, as jy deur hierdie gedeelte gaan, hy praat van leuns, oneerlikheid, bedriegerheid, daarom lê die leuen af, en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Hy praat van sondige toorn, en hy sê, word toornig, moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Hy sê, gee aan die duiwel geen plek nie. Het jy al gesien hoe toorn, kwade gevoelens, dinge wat tussen mekaar gebeur en teenoor mekaar gesê word, 'n toorn laat ontstaan, en onvergewensgesindheid begin plek neem, en die duiwel kry plek. As jy weer sien, is daai mense weg, die duiwel het plek gekry, die duiwel het hulle gesteel van God in sy teenwoordigheid. Vers 28 praat van oneerlikheid, ook weer oneerlikheid, selfs luiheid, selfsugtigheid, oneerlikheid en luid in jou lewe, by die huis, by die werk, by die besigheid. Vriende, ons dink nie altyd aan hierdie goed nie. Maar wanneer ek te lui is om te doen wat ek moet doen, is dit eintlik tot oneer van God. Vers 28, laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Vers 29 praat van vuil taal. Dit is eintlik verskriklik om soms te hoor hoe mense praat. As jy by 'n vakansieoord gaan kamp vandag, en jy luister na die tent langs jou, of jy, en dit is eintlik hartverskeurend, jy stap by 'n speelpark verby waar klomp kinders en tieners is. Weet jy, dit skok 'n mens, die taalgebruik wat mense het, hoe die naam van die Here ydelik gebruik word. Vriende, dis eintlik verskriklik. Die Bybel sê, dat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting. En dit is eintlik jammer om te sê, ek hoor baie keer, en ons hoor, en ek weet, u is ook bekend daarmee, van mense wat sê, maar ek ken die Here. Maar as jy na hy spraak luister, dan praat dit van heeltemal iets anders. Vers 31-32, alle bitterheid en woede en toorn en geskree en lastering moet van julle verwyder word.
Ek wil dit eers naby my hou nie. Dit moet verwyder word saam met alle boosheid. En dan kom hy en dan sê hy, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God in Christus julle ook vergewe het. So vriende, wat wil hierdie gedeelte vir ons sê? Die Gees van die Here word bedroef as ek sonde sou toelaat. Ek kan dalk dink dit is heel onskuldig. Ek kan dalk dink, ag, dis klein. Ek kan dalk dink almal doen dit, maar kan jy sien hierdie gedeelte praat van ons totale lewenswandel wat God mag bedroef. So wat moet ons doen? Wanneer ek deur hierdie gedeelte gaan, 'n ander gedeelte is wat God my wys, dan moet ek gaan regmaak. Ek moet gaan regmaak. Ek moet gaan bely sê, Here, ek verstaan, U is die heilige God. U wil my gebruik, U het my gered. U het die hoogste, die grootste, die duurste prys vir my betaal. Ek kan nie anders nie, ek moet regmaak sodat ek kan reg lewe. Maar liewe vriende, kom ons gaan voor, die Gees van die Here word ook teleurgestel wanneer die kind van die Here hom uitblus. Nou, dit is eintlik 'n vreemde gedagte om die Gees van die Here uit te blus. Kan 'n mens God uitblus dat hy nie meer daar is nie? Jy kan 'n vuur uitblus dat hy nie meer daar is nie, maar kan jy God uitblus dat hy nie meer daar is nie? Nee. Maar nou sê die Bybel in 1 Tessalonisense 5 vers 19, blus die Gees van God nie uit nie. Nou waaroor gaan dit? Die Gees van die Here kan nie uitgeblus word dat hy nie meer daar is nie, maar sy werking, sy ondersteuning, dit wat hy vir ons wil doen, die passie, die drang, die vuur, die ywer wat hy in jou hart sit, om iets vir die Here te doen. Onthou vriende, die Here wil nooit hê dat ek en jy iets vir hom moet doen, vir hom moet getuig, vir hom moet lewe in ons eie krag en ons eie vermoë nie. Nooit. Ons is nie as wese agtergelaat nie. Die Gees van die Here is aan ons gegees, in ons harte uitgestort, om iets vir die Here te wees, om iets vir die Here te doen, om te lewe tot die eer van die Here. Ons hoef nie te staan en te vertrou en staat te maak op ons eie vermoë nie, maar op die vermoë van God. Op die vermoë van God. Die volheid, die werking van die Gees van die Here. So sy werking, sy ondersteuning kan uitgeblus word. U sien vriende, die Gees van die Here word vergelyk met vuur, met passie, met drang, met krag, met energie, 'n goddelike energie, 'n goddelike inspirasie om iets te doen. Jy kry baie mense wat sê hulle is kinders van die Here, maar hulle soos een van ons ou predikante eendag gesê het, hulle is krywig Christene. Hulle moet gedurig aangestoot en aangepraat word en gesoebat word en gesmeek word, ag wil julle nie tog nie, ag sal julle nie tog maar nie, en hulle moet gedurig op die skouer gepat word en gesê kom nou, daar's geen passie, daar's geen energie nie. Vriende, ek het 'n vraagteken, 'n persoonlike vraagteken oor ware redding by so 'n persoon wat gedurig aangepraat en gesoebat en gesmeek moet word. Want weet jy wat? Wanneer 'n mens gered word, dan werk God sy wil in jou, om te wil en te werk na die welbehae van God. Daar's 'n ander energie in jou. Daar's 'n ander krag in jou. Daar's 'n ander gees in jou. Die gees van God, nie die gees van die wêreld nie. Die gees van God. Gees van die Here word vergelyk met vuur, met passie, met krag, met energie. Matteus 3 vers 11. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoen ek nie waardig is om aan te dra nie. Dit is Johannes wat dit sê oor die Here Jesus. Hy sê, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.
Die Here Jesus sê in Lukas 12 vers 49, ek het gekom om vuur op die aarde te werp. En hoe wens ek dat dit nie al aangesteek was nie. En vriende, op Pinksterdag het dit gebeur. Handelinge 2 vers 3 is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Daardie vuur is in die harte van kinders van God aan die brand gesteek. En dit begin brand, dat begin brand, daar het 'n energie, 'n krag ontstaan, siel het gered geword. Gemeentes is gestig. Deur die hele Europa, selfs tot in die vasteland van Afrika, gemeentes gestig. Die goddelike passie was daar teenwoordig van die Gees van die Here, gedryf deur die Gees van die Here. Vuur is 'n simbool en spreek van die Heilige Gees. So nou sê die Bybel, blus hom nie uit nie. Hoe sal ek hom uitblus? Die vuur van die Heilige Gees wat ons inspireer tot geestelike deugde. Wat ons inspireer om iets vir hom te doen. Vriende, wanneer ek dit ignoreer, wanneer ek dit teëstaan en in ongehoorsaamheid maar net voortgaan met my lewe, dan blus ek die Gees van die Here uit. Met ander woorde, wanneer die Gees van die Here ons aanspoor en aanvuur tot geestelike deugde, soos byvoorbeeld gebed, gebeur dit nie tog dat die Here 'n mens soms wakker maak of iemand op jou hart druk om te sê, bid vir daardie persoon nie. Bid vir hierdie omstandighede of daar word oproepe gemaak, bid vir hierdie saak. Met ander woorde, daar's 'n aansporing want God werk deur die krag van gebed. Maar nou ignoreer ek dit, ek staan dit teë, ek druk dit weg. As jy jou weer kom kry, het jy die drang om vir daai mense mee te bid nie. Dis verby. Dis verby. Die passie is verby. Hoekom sal ek nou bid? Ek voel nie meer om te bid nie. Daar was 'n tyd wat ek gevoel het om te bid, wat ek ervaar het om te bid, wat ek die drang gehad om te bid, maar ek het dit gelos. Ek was ongehoorsaam aan daai drang, en daai passie, en daai energie. Geestelike arbeid, liefde, nederigheid, sagmoedigheid, wat die deeg ook mag wees, wat die vrug ook mag wees, wat God in ons harte, in ons lewens wil werk. Vriende, wanneer ek in ongehoorsaamheid dit ignoreer, gaan dit by my verby. Indien ons nie aan die drang en passie gewerk, deur die Gees van die Here in ons hart, 'n dringendheid om daaraan gehoorsaam te word nie, word die werking van die Heilige Gees in die lewe uitgeblus. En dit veroorsaak kragteloosheid. Vriende, dit verdwyn, die drang en die ywer begin verdwyn. En dis eintlik 'n hartseer ding vandag om dit te beleef en om dit te sien. Liewe vriende, ons moet gedurig bid, Here, herstel die drang en die passie in my hart en my binneste, sal U weer opnuut herleef in my binneste. Dis eintlik hartseer om te sien dat talle kinders van die Here vandag nie meer op die plek is waar hulle moet wees nie. Nie meer besig is om die Here te dien soos wat hulle dit dalk jare terug gedoen het nie. Nie meer die tyd het om af te staan aan gebed. Talle verskonings, ander prioriteite het die plek ingeneem. Hoeveel kinders van die Here moet nie vandag erken, daar was 'n tyd wat ek brandend vol ywer, vol oortuiging was, maar dis weg. My drang vir siele, vir die evangelie, om te bid, reg te lewe, dit is so afgeskaal. Hoekom? Gees van die Here is uitgeblus. Dan moet hy reggemaak word. Dan moet ek weer bid, Here, ontsteek U vuur weer in my. Dan moet ek bid, ag Here, herstel my weer. Ek weet, liewe vriende, ons kan nie almal dieselfde wees nie. En dit verskil van persoon tot persoon. Ons hoef nie dieselfde werk, dieselfde verantwoordelikheid te hê nie. Maar dit wat die Here op jou hart lê om te doen, dit moet ek doen.
En dit wat die Here vir my sê om te doen, hoe min dit ook al in my oog mag wees, of in ander se oog, dit moet ek doen, ek moet die gees van die Here nie uitblus nie. Elkeen van ons in die liggaam van die gees van die Here, in die liggaam in die tempel van die Here, moet net dood en eenvoudig ons deel doen. Anders blus ons die gees van die Here uit. Die derde en laaste, liewe vriende, die gees van God word ook teleurgestel wanneer ek 'n lewe leef van voorgee. Ons hou nie altyd van die woord skynheiligheid nie, want baie keer word kinders van die Here beskuldig van skynheiligheid. Maar dis gewoonlik is die skoen aan die ander voet van die ongeredde. Maar wanneer kinders van die Here 'n lewe leef wat eintlik verwyderd is van wat hulle sê hulle is, en verwyder is van wie hulle is en wat hulle doen, vorige lewe, is skynheilige lewe, word die gees van die Here baie beslis teleurgestel. En nou het ons twee baie spesifieke persone in die Bybel wat dit vir ons demonstreer. Dat hulle eintlik 'n leuen geleef het, terwyl hulle voorgegee het dat hulle in die waarheid is, en in die waarheid handel, en in die waarheid wandel, het hulle eintlik iets anders voorgegee. En ons lees van hulle in Handelinge 5, van Ananias en Safira. Wat het hulle gedoen? Vriende, hulle is die voorbeeld van mense wat iets voorgehou het asof dit die waarheid is, terwyl dit eintlik 'n totale leuen was. Want wat het hulle gedoen? Ons lees in Handelinge 5 vers 1 tot 4, lees ons, hy sê, dis nou wat Petrus praat, hy sê, maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop. En ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou, en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? Nou sê hy, as dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag, nie? Nou vra hy vir hom, waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, sê hy vir Ananias, hy sê jy het vir God gelieg. Jy het aan ons kom voorhou asof dit die volle koopsom is. En jy het die volle koopsom, jy het dit kom verklaar as die volle koopsom en gesê, dis wat ek vir my grond gekry het, dit is wat die Here op my hart gelê het om vir julle te gee, en dit was nie die waarheid nie, het 'n leuen gelewe. En hy het gesterwe. Dit is eintlik verskriklik om daaraan te dink. Dit wys die erns van God. Ananias het vir God gelieg. Die grond te verkoop, 'n deel van die verkoopprys vir homself te hou. Vir niemand gesê nie. Plaas hy maar net gesê het, Petrus, ek het hierdie grond verkoop vir hierdie prys. Maar die Here het op my hart gelê om hierdie deel te gee en iets vir myself te gebruik. Vriende, weet jy wat, dan was dit eerlik. Maar toe kom hy, toe gee hy die volle koopprys, en hy sê, dit is wat die koopprys is, en ek gaan dit gee. En dit was nie so nie. Sy vrou doen toe presies dieselfde. Handelinge 5 vers 7, na verloop van omtrent 3 uur, kom sy vrou in, sonder om te weet wat voorgeval het. Sy weet nie, haar man het gesterwe nie. Onthou net, ek sê nie, elke persoon wat 'n vorige lewe leef, gaan sterf nie. Maar hier is 'n baie ernstige waarskuwing, wat opgeteken is in 'n baie spesifieke tyd in 'n Handelinge gemeente. Hy sê, en Petrus het haar aangespreek, sê vir my of jy die grond vir soveel verkoop het. En sy sê, ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar in Handelinge 5 vers 9, waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek?
Kyk die voete van die wat jou man begrawe het is by die deur en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. Is 'n verskriklike ernstige saak, liewe vriende, om 'n leuen te leef, om 'n verskil te leef tussen kerk en werk en huis. Dis eintlik waaroor dit gaan. Om iets te leef en iets voor te gee, en ek is totaal anders eintlik. Vriende, wat moet gebeur? God verwag van ons eerlikheid, opregtheid. Om net eerlik en opreg voor God en voor mense te wees. Om iets voor te hou en te leef asof dit die waarheid is, of om op iets anders te leef, of met ander maniere te leef, asof dit nie dit is nie. Die Bybel sê ek versoek God, ek versoek die Heilige Gees. Die Bybel sê ek lieg vir die Here. So wat verwag die Here van ons? Om reg te maak wanneer dit so is. Om opreg voor die Here te wees en te sê, ag Here, my lewe is nie wat ek voorgee om te wees nie. Reg te maak. Met ander woorde, heiligmaking, liewe vriende, die boodskap van Pinkster is eintlik 'n baie ernstige, direkte soeklig op jou, op my hart. Nie een van ons is vrygestel van dit nie. God wil met ons praat oor ons lewens. God wil met ons praat oor ons gebruike, ons maniere, ons doen en late. Is dit in ooreenstemming wat ek sê en bely dit is? Of is dit anders? Ek sê weer, die beste ding is altyd om net eerlik voor God en voor mense te wees. Eerlik in jou woord, eerlik in jou optrede, eerlik in jou wandel, wees opreg en God sal ons en jou seën. Die boodskap van môre is 'n ernstige boodskap. Dit het te doen met die heiligheid van God. Die Heilige Gees wat ons wil vervul en wat ons wil gebruik. Ek sê weer, hy wil ons nie supermense maak nie. Hy wil nie ons moet almal dieselfde wees en dieselfde ding en take en verantwoordelikheid hê nie. Hy wil net hê ons moet wees wat God bedoel vir jou en vir my om te wees. Ons moet net eerlik en opreg voor die Here wees. Ons moet kinders van God wees wat hom nie bedroef nie, wat hom nie uitblus nie, wat eerlik voor die Here lewe. Op Pinksterdag het God eenvoudige mense gevul. Hulle was vissermanne. Daar was een van hulle wat 'n politieke aktivis was. 'n Seloot. Daar was 'n twyfelaar gewees. Daar was een wat Jesus ontken het voor diensmeisies. Hulle het reggemaak. En God het hulle gevul en God het hierdie mense gebruik, kerk te stig, saak van die Here voort te gaan. Hulle sou later hulle lewens ter wille van die Here Jesus verloor. Maar daar was 'n ywer, daar was 'n drang, daar was 'n passie wat onstuitbaar in hulle harte en lewens gebrand het. Want die Gees van die Here was in hulle harte soos 'n vuur wat gebrand het. Vriende, mag die Here ons help in hierdie Pinkster om eerlik voor God te wees, eerlik voor God te raak, eerlik voor mekaar te raak, sodat die Here ons kan vul en gebruik waar en wanneer en hoe hy ook al wil. Amen. Kom ons gaan ons hoofde buig, ons gaan ons saam bid. Dierbare wonderlike Here, baie dankie dat ons voor U kan buig. Baie dankie Here dat U op hierdie Pinksterdag vir ons met ons ernstig kom praat het oor ons lewens. En Here, U ken elkeen van ons. U ken my hier aan die kansel. U ken elke een van voor tot agter. U ken, U weet wat in die mens is. En o Here, ek wil kom bid vanmôre en ons wil kom bid, o Gees van die Here, dat as U op enige manier in ons lewens bedroef is of uitgeblus is,
Of Here, as dit so is in ons lewens, dat daar iemand onder ons is, of 'n paar van ons is, wat dalk totaal verskillend hier is as by die huis en by die werk, in ons alledaagse lewe, dat dit verskil met wat ons sê ons is. Here, dat U tog vir ons sal regmaak, dat daar belydenis sal kom, dat daar herstelling sal kom, dat U wat menigvuldiglik vergewe, Here, dat U ons opnuut sal vul met U Gees, om ons aan te wend in die krag van die Here en te gebruik in U kosbare diens. Here, dit is ons gebed, dat in hierdie Pinkstertyd nie een van ons verbygaan nie, maar dat die soeklig van die woord van die Here ons harte sal vervul en sal verlig, sodat die skadukante, die donker wolke, die donker kolle uitgewys sal word en die kosbare bloed van die Here Jesus kan was, witter as sneeu. Vader, ons eer U, ons dankie, dat U voortgaan met die heerlike werk, in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons sing ons laaste lied, Halleluja, lied 285, gaan my nie verby, o Heiland. Mag dit werklik, vriende, vanmôre die gebed van jou en my hart wees, elkeen van ons. Here, kom staan by ons stil. In hierdie tyd, in hierdie dag, gaan ons nie verby nie. Bly by ons en wees met ons, praat met ons, werk met ons. Kom ons sing dit, eerste 2 verse, hartlik staande saam. Gaan my nie verby, o Heiland, gaan my nie verby, wyl U anders sê en Heiland, sien nou ook my. Jesus, Heiland, wees my nou naby, wyl U anders sê en Heiland, sien nou ook my. Voor U troon gekniel, o Heiland, bid ek in geloof, oor my sug en gebede, ondanks swak geloof. Jesus, Heiland, wees my nou naby, wyl U anders sê en Heiland, sien nou ook my. Ontvang die seën van die Here en gaan in die seën en vrede van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, die teere opsoekende gemeenskap en krag van die Heilige Gees, wees en bly met U en in elk. Amen.